Ons is besig met 'n reeks Nuut en Anders. So om die reeks af te sluit het ek vandag 'n nuwe hempie aan. En hy's anders. Ek weet nie wat om verder te sê oor dit nie. Niks nie. Ek weet nie of jy al gesien het, die mense deel baie keer as hulle 'n punt wil maak, dan sê hulle daar's twee groepe in die wêreld, né? Die wat vir Trump is en die wat teen Trump is. Maar jy ken mos nou daai wyse ene. Daar's twee groepe in die wêreld. Die mense wat die wêreld in twee groepe deel en die wat van beter weet. Maar daar was twee groepe in die wêreld. In die Bybel. Vir die grootste deel van die Bybel was daar twee groepe mense. Daar was Jode en dan was daar die res. En uit daai twee groepe uit het God 'n nuwe groep geskep. 'n Nuwe mensdom. En dis waaroor ons vanoggend gaan gesels. Ons is besig in hierdie reeks om te kyk na die grootste, my woorde is te min, die grootste nuut en anders wat die wêreld nog gesien het, toe Jesus uit die dood uit opstaan. Nuut en anders. En dis in die opstanding van Christus wat ons ook die nuwe mens ontdek. Ons het so 'n paar weke nou gekuier uit Matteus 28 uit. Ek gaan jou nou uitnooi saam met my te lees uit Efesiërs uit. Dis 'n brief wat Paulus skryf. En hoor 'n bietjie, die van julle wat nou saam gejourney het tot hier, hoor 'n bietjie hoe Paulus presies dieselfde dinge sê as hy oor die opstanding van Jesus praat as wat Jesus self gesê het. En dan in hierdie deel van die brief ontdek ons ook hierdie nuwe mensdom uit twee groepe. Mense wat niks met mekaar te doen wou gehad het nie. Het God 'n nuwe familie geskep. 'n Nuwe mensdom. Ons lees saam uit Efesiërs 1. Ons val hier in die middel van 'n sin in. Paulus is besig om sy gebed neer te skryf. Ons lees van vers 18 af. Hy bid dat die oë van julle harte, ons harte ook, verlig mag wees sodat julle kan insien. En dan lys hy 'n klomp dinge waarvan die laaste dinge is waarvoor hy bid vir insig, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons. Wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag. As jy vanoggend hier sit en jy glo, is dit God se groot krag wat in jou gewerk het en besig is om te werk. Maar hoor hoe beskryf hy die krag, wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word. Paulus sê presies dieselfde as wat Jesus gesê het. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê hy, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Paulus sê, as jy dink aan die opstandingskrag van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat beteken dit? Hy is bo elke gesag, bo elke naam, bo elke owerheid, is Jesus. Vriende, die opstanding van Jesus is nie net 'n wonderwerk om vir ons die versekering te gee dat Jesus lewe nie. Die opstanding vir Jesus het vir die eerste gelowiges beteken, the world is under new management. Kom mense, under new management, alles is nou nuut en alles is anders. En hoor wat sê hy, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Dis presies wat Jesus gesê het. Ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie era. Daar's 'n tydperk wat tot 'n einde kom. Wat 'n tydperk? 'n Tydperk waar alle mense en magte nog nie buig voor koning Jesus nie. Daar's 'n era in die wêreldse geskiedenis, 'n bedeling waar almal nog nie Jesus se koningskap erken nie. Maar hoor mooi,
Baie mense maak 'n groot fout. Ons maak daai fout baie keer. Dit lyk nie, want daar's magte en mense wat nog nie Jesus herken nie. Dit lyk nie of hy klaar koning is nie. Hy is. Hy is. Dis die opstanding. Hy's net so vir koning as Jesus vanaand kom en God het klaar alles nuut gemaak. Die toekomstige bedeling. Hy's net so vir koning nou soos dan. Is dit wat daar staan? Nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. En dan gaan Paulus aan en hier sê hy ook wat Jesus gesê het. Hoe gaan koning Jesus heers? Hy, dis God, het alles onder sy voete gestel en hom, vriende hoor mooi, aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is. Die volheid van hom wat alles in almal vul. Hoe heers koning Jesus? Sê maar. Deur ons. Hoe heers koning Jesus? Hy's koning. Dis wat die opstanding sê. Maar hoe heers hy? Paulus gebruik presies dieselfde woordjie wat Jesus gebruik het, ekklesia. Toe Jesus gesê het, ek gaan my kerk bou, en selfs die dood kan dit nie keer nie, het hy die woordjie ekklesia gebruik. Ekklesia is 'n woordjie wat die Roman Empire gebruik het, om te sê, daar's mense wat saamkom, hulle vestig 'n kultuur, want hulle verteenwoordig 'n koninkryk. Hoe gaan Jesus alles in hierdie wêreld vul met die kultuur van God se koninkryk? Sy ekklesia. Mense, dis groot, is dit nie? Ek en jy is nie toeskouers nie. Hoor jy dit? Ons is deelnemers. Ons is deelnemers. Ons is vennote. Christus is klaar koning. Baie Christene wil nou kyk hoe hy die gemors uitsort. Jy kan nie, jy's nie 'n toeskouer nie. Jy's nie 'n fan van Jesus nie. Jy's 'n volgeling. Ons is deel. En hy gaan, hoor gou, die volheid van hom is in sy kerk. Mense, ek kry half bang en bly as ek aan dit dink. Die volheid van koning Jesus, waarmee hy alles in die wêreld wil vul, is in sy kerk. Dis ons. As jy in Jesus glo, dis jy. Dis ek, dis ons. Waarmee wil koning Jesus alles vul? Hoe lyk hierdie krag van God? Wat is hierdie krag van God wat Jesus nie net uit die dood uit opgewek het nie, maar die oomblik toe hy hom uit die dood uit opwek, toe hy dadelik in charge van alles. Wat 'n krag is dit? Wat 'n krag is dit wat die magte van hierdie wêreld reeds oorwin het? Wat 'n krag is dit? Die krag, die volheid van daai krag. Paulus bid vir insig. Hy bid dat jou en my binnekant nie aan die slaap sal wees nie, maar sulke groot oë sal hê. Dat jy insien hierdie groot krag wat nou in jou en in my werk. Stamp so in die ou langs jou en sê, o, jy's nie van hier nie. Jy's nie van hier nie. Ons moenie mekaar vlak skat nie, hoor. Ons kan nie mekaar vlak skat nie. Die volheid van Jesus is in sy kerk. Mense.
Nie in die leiers van die kerkie, nie in die apostel nie. In sy kerk. Ons. Wat is hierdie volheid? Wat is hierdie krag wat Paulus bid? Insig. Want deur ons wil hy die wêreld vul met hierdie krag. Nou onthou nou asseblief mense, onthou. Asseblief, dis 'n brief. Dit het nie hoofstukke en verse gehad nie. So ons gaan nou aan met hoofstuk 2, maar dis 'n brief. So hy praat oor die grootheid van God se krag, die grootheid van God se krag wat nou in ons werk, dis die krag wat Jesus koning gemaak het. Maar wat is hierdie krag? So kom ons gaan net vinnig aan. Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is in hierdie wêreld. Julle, wie is die julle? Dis almal wat nie Jode was. Hy sê dit later in vers 11, daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Maar net nadat hy so praat oor die julle, praat hy oor die ons. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en gedagtes uitgeleef het. So hoor jy, daar's twee groepe. Paulus is 'n Jood. Hy sê ons, en hy sê julle. Maar die ons en die julle het dieselfde probleem gehad. Hoor jy hom? Hulle was vasgevang in 'n doelmislewe. Dis wat sonde beteken. As jy nou by ons kuier, dan het jy dit miskien nie geweet nie. Maar vriend, dis wat sonde beteken. God is nie 'n God van reëls nie. God is 'n God van roeping. Hy het 'n plan met jou lewe. En sonde beteken letterlik om die doel te mis. Dis wat sonde beteken. As hulle teiken geskiet het in daai wêreld en hulle skiet die teiken mis, het iemand gesê, hamartia, ag, tog hamartia. Sonde. Sonde beteken om jou doel te mis. Paulus sê, ons en julle, Jode en nie Jode, twee groepe, was almal vasgevang in 'n lewe waar hulle doel gemis het. En dan, onthou ons vraag, wat is die krag van God, waarmee Jesus heers, wat hy nou ons insig voor wil gee, want hy wil deur ons die wêreld vul. Volgende vers, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Maar God, dis bly vir my twee van die kragtigste woordjies in die Bybel. Maar God. Mense wat hulle doel mis. Luister, net so min soos jy jou aan jou skoenveters kan optel. Jy probeer. Moenie. Maar net so min as wat jy jou aan jou eie skoenveters kan optel, net so min kon jy jouself optel uit 'n doelmislewe uit. Ons kon nie. Maar daar, toe ek dood was in my doelmis, dood vir God, dood vir sy plan, daar het hy in Christus. Vriende, ons het dit laasweek gesê, as jy na Jesus kyk, sien jy God in aksie. Nee, jy moet nou cheer. Want daar is nie so God nie. In die hele wêreld se geskiedenis was daar nog nooit 'n God wat so belangstel in mense, dat hy self 'n mens word nie. Dat hy na ons toe kom, omdat hy ryk in barmhartigheid. Groot, het jy hom gehoor? Groot liefde, genade. Dis die krag van God. Hoor mooi. Dis die krag van God. Dis baie interessant, né?
As Paulus hier skryf oor God wat ryk is in barmhartigheid, groot in genade, sy groot liefde, dan skryf hy oor die opstanding. Net die volgende versie gaan ook aan met die opstanding. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Ons gaan nou praat oor wat dit beteken, maar hoor gou-gou. Baie mense, as hulle praat oor die liefde van Jesus, liefde van God, dan kyk hulle net na die kruis. As hulle praat oor die krag van God, dan kyk hulle na die opstanding. Die punt is, jy kan nie die twee skei nie. God se krag is sy liefde. Dis die krag wat aan die kruis die magte van die wêreld oorwin het, sodat ons nou verlos kan word uit die doelmislewe uit. Maar dit is interessant, dat Paulus die klem sit op die opstanding in die stuk. Baie interessant, né? Die liefde van God, die rykdom van sy barmhartigheid, kyk na die opstanding. Hoekom? Want as jy kyk na die opstanding van Jesus, sien jy die nuwe mens wat God my en jou by ingesluit het. Het jy dit gesien daar? Hy het ons in Christus saam opgewek. Sien jy hom? Wie's daai ons? Dis nou die julle en die ons van Paulus wat in Jesus glo. Hy het ons saam opgewek. Saam laat sit. Jy sit in Hartenbos in 'n skoolsaal. Ek het vir jou nuus. Kom ons praat 'n bietjie hieroor. Kom ons praat 'n bietjie hieroor. Net voor ons na daai slide toe gaan, hou gou by daai versie. Vriende, dit gaan my en jou 'n ruk vat. Kom ons wees eerlik. Dit gaan ons 'n ruk vat en dit gaan effort vat. Ons gaan sekere goed moet afleer. Het jy al iets afgeleer? Dis moeilik. Dis baie keer moeiliker as om iets aan te leer. Né? Vir so lank het ons met 'n storie gelewe. Aarde nou, hemel eendag. My vriend, dit is nie die storie nie. Dis nou hemel en aarde. Jy sit in hemelse plekke saam met Jesus. Luister, is nie ek en jy wat arrogant is as ons dit sê nie. Dis wat Jesus gedoen het. Dis die liefde van God. Toe jy dood was, dood in jou misdade, doelmis, toe vat God jou in Christus en hy sit jou in die hemel by hom. Wat beteken dit? Ek en jy gaan hieroor moet dink. Want dis in dit wat ons sien, God het regtig 'n nuwe mensdom geskep. Dis wat Paulus in Filippense sê. Ons burgerskap is in die hemele. Dan dink baie Christene, eendag gaan ek hemel toe. Daar mis jy presies die punt. Ons kan praat oor wat met jou gebeur as jy doodgaan, ons het goed daaroor te sê, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit praat nie van as jy doodgaan, gaan jy hemel toe nie. Dit sê toe jy dood was, het God jou opgewek saam met Jesus. Is dit wat dit sê? Is dit hoe jy dink? As dit nie is nie, dan moet ons aanpas. Jy sit nie op die stadium net op 'n stoel hier in Hartenbossie. Jy sit in Christus in die hemel. En ons gaan moet goed afleer en ons gaan hierdie nuwe, dis nuut. Dis anders. Maar dis wat Jesus kom doen het. Wat beteken dit? Kom ons noem net 'n paar dinge, maar ek dink ons het baie meer om oor te praat. Ek dink eerste ene is, met ander woorde, daar's nie afstand nie. Hoor jy dit? Kom mense, hoor julle dit? As God jou in Christus opgewek het,
en jy sit in hemelse plekke in Christus, is daar nie afstand nie. Nee? Hoeveel keer het jy dit al gesê, ek al gesê, hoeveel keer het ons dit al gehoor, ek wil nader aan die Here lewe. Ek verstaan dat ons dit sê, en ek verstaan dat daai stelling baie keer 'n emosionele stelling is. Die realiteit, die waarheid van wie jy is. Jy's in Christus, in die hemelse plekke. Daar's nie afstand nie. Jy kan nie teen die ceiling vasbid nie, want jy is in die hemel. En ek weet dit voel nie altyd so nie. As jou baas op jou kop afkom, voel dit nie so nie. Ek weet dit. Ek weet as ons land so de mekaar lyk, voel dit nie of ons gebede verandering nie, en dan dink ons daar's fout met ons. Ek weet hoe dit is. Die punt is, ons lewe nie vanuit ons emosies nie, ons lewe vanuit wat God in Christus gedoen het. Sy liefde het jou opgewek. Jou laat sit in hemelse plekke. Nie meer afstand nie. Paulus sê dit later ook. Hy sê, nou in Christus Jesus, het julle wat destyds ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hoor jy dit? En dan aan die einde sê hy, julle word opgebou saam as 'n woonplek. Met ander woorde, dubbel is die afstand weg. Jy is in die hemel en God woon in ons. Nee? Geen ander God nie, ons het laasweek hier oor gesels. Geen ander God in die geskiedenis van godsdienste wat by mense wil woon nie. Net hierdie God wat ons in Jesus leer ken. Net hy. Maar daar's nie meer afstand nie. Wat beteken dit nog? God het deur die krag van sy groot liefde jou verwelkom. As jy praat van die hemel in die Bybel, praat jy van God se troonkamer. En ek weet nie of jy al gelees het nie. Gaan lees 'n bietjie die hemelstories in die Bybel en nie die boekies wat jy koop nie. Ekskuus. Die boekies is wonderlik, maar ons moet dan by die Bybel bly. As Johannes, as Jesaja, as die profete in die hemel en kyk, wat sien hulle? God se troonkamer. En daar's altyd 'n gesprek. Dis nie net God nie. Daar's engele, die Engels praat van the Lord of Hosts. Daar's wesens. God het jou opgetel toe jy dood was. Jy het nie jouself opgetel nie. Hy het jou opgetel toe jy dood was en jou in Christus in die hemelse troonkamer gesprek ingebring. Jy sit in parlement. Nee mense, ons moet hoor wat hier aan die gang is. Jy sit in die parlement van die heelal. Kan jy sien God se liefde? Kan jy sy genade sien? Hy vat mense van alle klasse, rasse, stand in die lewe en hy sê, ek het jou nodig. Kom sit hier in my council. Van hier af verander ons dinge. Daar's nie afstand nie en jy's deel van 'n hemelse gesprek. Wat is die eerste dimensie van die gesprek in die hemel? Altyd aanbidding. Altyd aanbidding. Onthou julle laasweek? God word aanbid. En toe kom die lam. Dieselfde aanbidding wat vir God is nou vir die lam ook. Né? Aan die lam, die eer en heerlikheid. Hulle sing 'n nuwe lied tot in die hemel. Waardig is die lam. Dinge is nou nuut en anders. En ek en jy kan maar Openbaring verder gaan lees. Dan sien hy mense uit elke stam en nasie, volk en taal. En dan dink mense, dis die mense wat hemel toe is, want hulle besef nie, dis ons nie. Luister, as jy vanoggend in die hemel in kyk, gaan jy nie 'n kerkie hier sien in Hartbeespoort en 'n kerkie in Mosselbaai. Jy gaan sien die ontelbare menigte mense wat gekoop is met die bloed van die lam, wat voor God se troon staan as sy konings en sy priesters. Maar ons het nie 'n klou van dit nie.
Ons besef nie waarvan ons deel is nie, en ek wonder wie sit agter dit. In die hemel, uit elke stam, volk, taal, nasie, mense wat God nou deel gemaak het van sy gesprek. Ons het laas jaar baie hieroor gepraat. In Hebreërs oor en oor sê, met vrymoedigheid, laat ons die troon van genade nader. Engage nou, jy het stemreg. Jy het stemreg in die hemele. Nie omdat jy great is, nie omdat God se liefde so great is. Het hy jou nou deel gemaak. Vriende, dis niet en dis anders. Dis 'n ander manier van mens wees. Dis hemel-aarde mense nou al. Nou al. Hemel-aarde. Maak dit sin? Is dit 'n bietjie vreemd? Dis oké. Dis oké as dit vreemd is, hoor. Moenie dink as fout met jou nie. Dis niet. En is anders. Maar ons lewe nie vir die hemel eendag nie. Ons lewe nou al vanuit die hemelse troonkamer. En dit voel nie altyd so nie, en dit lyk nie altyd so nie, maar dis die waarheid van God se liefde in Christus. Ek dink Paulus begin hier met die opstanding, sodat ons kan sien, wat het hy geskep, toe Christus uit die dood uit opstaan. 'n Nuwe mensdom, wat in hemelse plekke sit saam met hom. Nie meer afstand nie, deel van die gesprek. En wanneer jy deel is van daai gesprek, bemagtig God jou vir jou doel hier op aarde. Hy sê dit daarso, hy sê, hy het hierdie liefde aan ons bekend gemaak, saam met Christus opgewek, saam laat sit, sodat hy in die tye wat kom, bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade. Ja, daar's twee groepe. Daar's mense in Christus, en daar's mense wat nog nie besef wat Christus vir hulle kom doen het nie. Maar die mense in Christus, luister mooi, ons bestaan vir die ander mense. Hoor jy? God wil sy genade deur ons hierdie wêreld laat val. So dis nie meer twee teenoor mekaar nie. So die belangrikste vraag wat ek dan vanoggend vir jou moet vra, is dit hoe jy dink oor jouself? Dink jy so oor jouself? Ek is in Christus. En is net genade. Ons uit genade is julle verlos, deur geloof. Dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. 'n Gawe is 'n geskenk. Kom nie uit eie werk nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons immers is sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om die goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Sy maaksel, letterlik is dit die woordjie waar poem vandaan kom. Jy is sy kunswerk in Christus. Kan ek jou vra, kyk vir my, is dit hoe jy oor jouself dink? As dit nie is nie, dan moet ons mekaar help met dit. Luister, dis mission critical. Dis mission critical vir wat God in die wêreld wil doen, dat jy so aan jouself begin dink. Kom oor jouself. En as jy iemand moet vra om jou te help, doen dit. Maar partykeer is ons so nederig, dat dit eintlik skynheilig is. Hier is wat God in Christus vir jou en met jou kom doen het. En vir my, van waar ek staan, as ek anders dink as wat God sê, is ek arrogant, nie nederig nie. Asseblief, gaan huis toe en gaan vra, is dit hoe ek oor myself dink? Ek is in Christus. Ek sit in hemelse plekke. Ek is deel van 'n hemelse gesprek, wat by aanbidding begin, maar dis sodat God
Sodat hoekom is aanbidding so 'n groot ding? Ons weerspieël wat ons aanbid. As jy geld aanbid, is alles 'n deal. Alles. Dis hoe jy na mense tot kyk. Wanneer jy God in Christus aanbid, die gekruisigde Christus, die lam wat geslag is, weerspieël jy hom. Is dit hoe jy oor jouself dink? Jy is in hemelse plekke om God in Christus te aanbid, sodat hy jou kan bemagtig met daai krag, die krag van sy liefde, want dis waarmee hy besig is, om die aarde te vul. En dis die grootste krag wat hierdie wêreld nog gesien het. En dan wil ek saam met dit jou die ander baie belangrike vraag vra. Is dit hoe jy oor ander mense dink wat in Jesus glo? Sien jy jouself in Christus en sien ons is saam in Christus? Mense, ons tyd is nou verby. Hierdie is verskriklik belangrik. Hierdie is verskriklik belangrik. Paulus sê, hy het die twee, dan praat hy van die Jood en die nie-Jood, het hy tot een nuwe mens geskep. Jy kan nie 'n nuwe mens in Christus wees, los van ander mense nie. Jy kan nie. Dis die nuwe mensdom. Ons is verbind aan mekaar. Ons is sy liggaam. Paulus gebruik die uiterste voorbeeld. As Jood en nie-Jood saam nou een is, dan kan enige iemand een wees. Hulle het mekaar gehaat. Mense, daai is soos apartheid, is 'n filletjie. En God vat daai uiterstes en hy maak hulle een. Laat my dink aan 'n storie wat ek laasweek gehoor het in een van ons kampusse. 'n Swart man wat opgelei is as 'n MK vegter. Dit was die ANC se militêre vleuel. En 'n blanke man wat opgelei is as 'n koevoet. En hulle albei kom tot geloof in Jesus en hulle beland in dieselfde selgroep. Wonderlik, hè? Wonderlik! Kan jy sien God se plan? Kan jy hom sien nou? Daar val hy nou, né? Wanneer God mense sy familie maak hy hulle familie van mekaar. En Jesus het gesê, aan die liefde wat julle vir mekaar het, gaan die wêreld weet. Maar is dit hoe jy oor jouself dink? Ek is in Christus, ek is deel van die familie. Maar jy ook. En jy ook, en jy ook, en jy ook. En dis hoe ek oor jou begin dink. Ons is een. En dis in hierdie eenheid. Hoe sê Paulus? Julle word saam opgebou as 'n woonplek van God. God gaan die aarde vul met sy heerlikheid. Maar hy woon in sy tempel. Dis ons. Dis hier waar ons liefde leer. Sodat by jou huis en jou werk en jou kerk en alles, God met daai liefde die wêreld kan vul. Is dit oké? Ons land, vriende, dis wat ons disippelskap die jaar gaan doen. Ons disippelskapsproses, ons noem dit Journey and Expeditions. Ons gaan groei in liefde. Dit was nou jou geleentheid om te cheer. Kan die band asseblief vorentoe kom? Dis wat ons gaan doen. En dis hoekom vanaand so belangrik is, want ons gaan hierdie jaar baie kuier uit Korintiërs, die briewe uit. Vanaand is 'n inleiding vir die hele jaar. Ons gaan groei in die liefde van die gekruisigde Christus, die lam wat geslag is, die hele hemel draai om hom. En jy is nou in daai gesprek. Ek weet nie of jy al op 'n tafel geklim het en dan gesien het hoe dinge ewe skielik anders lyk. As jy op is vir die challenge, gaan doen dit by die huis. Jy het nou 'n hemelse perspektief op dinge. Op jouself, op die familie van die Here, op hoekom jy 'n job het, oor hoekom jy 'n gesin het, oor alles.
Jy het 'n nuwe perspektief, want jy's in Christus. En God gaan jou vul met sy liefde, want hy gaan deur ons hierdie wêreld vul. Ek wil jou uitnooi om na die volgende liedjie te luister. En kom ons wy net onsself, en kom ons wy sommer ons as gemeente aan die Here toe. Vir hierdie jaar. Dis ons fokus. God wat ryk is in barmhartigheid en genade en liefde, woon in ons. Vader, as ons vandag luister na u woord en dit wat u in Christus kom doen het met ons terwyl ons dood was, dan kom buig ons voor u en sê, Here, u is regtig heilig in hoe u liefhet. Daar's niemand soos u nie. Daar's niemand wat met u kan vergelyk in hoe u liefhet nie. Ons aanbid u. Ons aanbid u, u wat die gekruisigde lam is. Ons aanbid u. En Here, ons kom bid nou vir mekaar. Ons kom bid dat hierdie waarheid, hierdie realiteit wat u in Christus geskep het, dat dit al hoe meer u mense, ons as u familie se vertrekpunt sal word. Kom herprogrammeer ons, Heilige Gees, met die woorde in Christus. Kom doen dit met u krag, Here. As mense wat, as hulle aan hulle self dink, dan dink hulle aan hulle verledes. Dan dink hulle aan wat ander mense oor hulle gesê het, of hoe ander mense hulle behandel. Ons kom bid, Here, vir mekaar en vir u kerk, dat ons posisie in Christus sal inneem. Dit wat u geskep het, hierdie gedig, hierdie kunswerk, dat voor die oë van die wêreld wat so smag na 'n nuwe manier van mens wees, is daar iemand wat ons kan help, dat die kerk sal opstaan. Sê, hier is 'n nuwe manier. Die kultuur van die koning, Jesus, sy liefde. Here, groei ons in daai liefde. Bid ons in die naam van Jesus. En ons almal sê, amen. Ek wil vra om net gou 5 minute.